En ek het besluit, ek kies 'n Afrikaanse naam, want ek is in 'n Afrikaanse dorp, ek is nou hier, ek is nou wel nie hier getoon nie, maar ek is gebore net aan die kant die berg in Woester. Hallo julle, ek is Wessel Gerber, haarkapper en salon-eienaar van Varkop toe. So, maak ek die naam Varkop toe Rebuteach. Ons gooi so 'n bietjie Engels in, sodat die Engelse mense kan verstaan, dit is ook nog 'n haarsalon. Dis nie net Varkop toe, groot en saal nie, maar dit is so lekker tang en chic aan ons is. Varkop toe as jy wil, of Varkop toe, jy weet, jy kan dit maar lees soveel maniere soos wat jy wil. Vir my was dit altyd gewees, hare was vir my so lekker om aan te vat en mee te speel, en soos dit so, ek het altyd opgehaal met my susters se hare, op af te sny, met kurkandel te gooi, of koekleersel, en dan windshield saam met dan hoor jy 'n hoes gegil af en gang, en my kom amper donder, want ek het so pas my susters se koppe af, al die hare afgesny, en die kurkandel, en dan staan al die hare is gerak, so fantasties. Kom ons met my op 'n reis na salonne rondom die Kaap, waar ek ander mense help om hulle drome te verwesenlik. Ek het self 7 sakke sout gesleep met my besigheid en amper 'n skip gesink, maar nou, na die 10 jaar van my besigheid, wil ek baie graag teruggee vir 'n industrie wat vir my alles beteken. So ek het 'n flavour gekry vir die industrie en ek het dit gelike. En op 'n dag het ek besluit, Joburg is nou vir my oor, ek wil nie meer daar wees nie. Ek kom toe nou sak en pak Kaap toe en ek begin van scratch af. So, wat gaan ons doen? Wel, ons gaan eers 'n bietjie geraamtes uit die kas uit moet gooi en vir mense leer hoe en hoekom hulle 'n ding doen. Sunny het nou gesê, sy gaan nou vir haar salon oopmaak en sy is toe nou die huurkontrak geteken met hierdie spasie van sy regte plek. En die teels is grys op die muur en daar is ons prakties en ek gaan sommer Tannie se stoepstoele gebruik en daar gaan sy maak 'n salon oop. Maar dis hoe jy dit moet doen nie. Dit is disgusting. You don't do it. That's just not how it works. So nou wat ek wil doen met hierdie show is vir elke mens onthou. Ek gaan 'n scenario create. Ek sal instap in die oggend in 'n salon in voordat die staf daar aankom en ons gaan gou-gou met die bestuurder praat en die eienaar van die salon praat. Ek wil gou weet, wat is die eienaar se rol in die salon? Wat is hulle geskiedenis teenoor die industrie? Was hulle 'n kliënt gewees wat 'n haarsalon wil hê met hulle van hare te doen en mooi te lyk en al daai goedjies soos dit? Of is hulle actually 'n haarkapper? Is hulle van die industrie? Is jy my hartsmens? Is jy my mens? Verstaan? Ek wil verstaan hoe jy tot op hierdie punt gekom het om 'n besigheid oop te maak. Jy moet dit ordentlik doen. Nou ek wil vir hulle wys hoe om dit ordentlik te doen. Jy gaan nie so al in 'n salon instap en dink dit is 'n salon. Jy gaan dink dit is 'n donderse slag as op die poskantoor. Jy weet, so kom ons bietjie breek hierdie storie af en verander dit na 'n manier wat dit actually inviting is vir kliënte, dat hulle nie voel hulle is nou in die slaghuis nie. En kom ons maak dit ook 'n environment vir die haarkappers om kreatief te wees. Want hierdie is natuurlik 'n studio. Hierdie studio is waar jy jou kreatiwiteit uitleef as 'n haarkapper. Maar hierdie gaan glad nie moontlik wees sonder my assistent Teresa Boer nie. Okay. I speel en werk. Sy werk, ek speel. Ek dink alles ek sê van da. Maak so. Teresa, moenie dit doen nie. Teresa, wat gaan hier aan? Teresa, jy het my afspraak gemaak. Ek en Wessel ken al mekaar vir 13 jaar. Soos kliënte sê is ons al soos 'n ou getroude paartjie. Vandat ek Wessel ken, het hy 'n knaande droom gehad. Hy het altyd gesê, kom wat wil, naam sal hy maak. Tot die een dag wat Wessel vir my sê, Teresa, kom ons vat ons lemoene en pak. Wel, hy het my nie eens kans gegee om daaroor te dink nie, want onthou, hierdie man is nie maklik om voor te werk nie, maar ek was nie een dag spyt nie. En dat. En ek is nie lus nie. Ek is net mens, after all. Ek het nie lus nie. En ek is 'n diva, ek kan dit. Enige diva kan dit doen. Groot queen. Ek is nie 'n queen. I am a queen. Maar nie guys, so I love what I do. Dit is vir my een van die beste dinge om te kan doen. Die hele dag is my inner child uit om te speel. Teresa, los asseblief daai papier daar uit en maak geras. Maar nie guys, waar moet ek gaan hiermee? Wat is my doel van hierdie hele ding wat ek wil doen? Ek het dit nou al vir julle gesê. Wat is dan nog, Teresa? Wat het ek nou nie gedoen? Wat is my notas? And action.
So, nou sal ek in die salon instap en ek sal met die eienaar gepraat het en uitvind oor waar is hulle geskiedenis met die industrie, hoekom het hulle salon op, hoekom is die salon se naam so, hoekom het hulle die stak, hoekom is die muurkleur so lelik, hoekom is die ligte reg nie, fucking fluorescent ligte, die goed moet afkom, actually, weet jy wat, ons moet die hele salon afbrand van vooraf begin, maar dan wat ons nou vandag sal doen is dit so die haarkappers wat nou ingekom het, en hulle sal begin werk, hulle sal die kliënte begin sien, ek sal 'n bietjie luister na hoe hulle telefoon antwoord en hoe hulle bookings maak, kan hulle 'n bietjie meer multitask, kan hulle 'n bietjie meer boek, dan sal ek 'n bietjie shadow hierdie salon, kyk wat daar aangaan, kyk hoe die mense sny, kyk hoe die mense kleer, kyk hoe lank vat die proses, kyk of hulle dit stadig is op een ding dink, kyk wat is hulle sterkpunte, hulle slegtepunte, goeiespunte, al daai klaskakkies. En dan sal Teresa 'n bietjie agter gaan loer wat daar agter aan gaan in die kleerkamer vir my 'n stoktype doen, so ek kan sien wat gaan aan in hulle kleerskemas, wat se klere is tot beskikking vir die haarkappers, hoe is die general cleanliness van die salon, hoe laat jy by die wasbakke, wat se produkte gebruik hulle daar. Jy weet, sy sal vir my so 'n lysie afbreek en dan sal sy na my toe kom en vir my skinders. Kyk sal maar net so 'n kamerprodukte daar agter. Ek dink hierdie mense het dit al reg. Hy fokus my so op. Maar anyway, so ek sal en dan sal sy nou 'n bietjie kakstoor. En dan sal ek nou hulle geshadow het en dan sal ek nou hulle een vir een na die tyd in die kantoor inroep en ons gaan gou 'n meeting doen. En dan sal ek nou vir Brenda sê, Brenda, luister hierso, ek love hoe jy blonds doen, maar fuck girl, daai donders se sny, ek weet nie so lekker van dit nie, hoor. Waar het jy wanneer om te sny? By Pep Stores, miskien, of Mr. Price. Een van die twee, en dan sê ek sê, kyk, kom ons fokus op wat is jou sterkpunte. Kom ons fokus op jou klere. Kom ons kyk wat jy nog kan doen met klere. En dan sal ek nou met die eienaar daai tyd sê 'n meeting hê en sê, luister hierso, Brenda is goed met klere. Ek sal nie aanbeveel dat sy met snye doen nie. Maar Pietie, reg langs haar is baie goed met snye en ek sal glad nie aanbeveel aan die klere doen nie, die man het voetbal van klere. So, hoekom vat ons nie die twee en laat hulle saamwerk en 'n span bou onder mekaar in die salon waar hulle hierdie simbiotiese aspek inbring, relationship, waar hulle kliënte deel. So bring jy jou salon se hele konsultasie op na 'n nuwe level toe. Ek gaan 'n bietjie leer hoe om retail beter te verkoop. Hulle betaal vir die publisiteit. Die skills word geshare rondom die industrie, maar so gee dit ook vir die kliënte daar buitekant en die viewers 'n in-depth idee van wat alles in 'n salon gebeur, hoe die skills ontwikkel en sodoende gee dit ook vir hierdie salon 'n verskillende groot bemarkingsplatform om hulle salon in vir argumente om Barbara Robertson op die map te sit. En dan doen ons nou 'n renovation en ons maak die salon mooi, ek kry hulle beter beligting as die fluorescent ligte, ek kry 'n marketing company in om hulle logo te redesign, ek het al hierdie mensies, so ek kry hulle in om die logo te redesign, ons sit 'n lieflike opening in en ons bring 'n celeb of twee in vir die reopening van die salon, saam met die collaborations, die haarkappers trek mooi aan en ons is la baba julle, ons sal julle sien in 'n paar maande, dan gaan ek kyk of julle actually die job kan volhou en dan sal ek vir 3 maande daar instap om te gaan kyk of hulle dit actually gedoen het. Ek is ook nou nie baie takvol baie keer met die manier hoe ek kan oorkom met goeders. So mense sal dit natuurlik sien as iets baie bombasties, maar die ding is ek weet wat ek kan praat. Ek ken nie alles nie, maar ek het 'n baie sterk opinie oor hoe die dinge moet gedoen word in salonne. En weet jy wat, dit werk. Dit werk vir my. Dit het gewerk in die salonne waarby ek was. So hoekom kan dit werk in die platteland nie? Vir wat het die platteland se haarsalonnetjies so onder die druk van die stadsalonne want al hulle kliënte suiker uit stad toe want hulle gaan nie kry wat hulle wil kry daai kant nie. Ek dink die ding se battery wil kook. Okay, laat ek dit hier instuur. Dink jy sal wel my raad vat? Met jou bombastiese persoonlikheid sal jy sy advies volg?